Party bome is besig om hul herfskleure uit die kas te haal en dit beteken dat die paashaas oral rondspeel, selfs by die Institute of Culinary Arts by Stellenbosch. En vandag doen Dieter en Carol vir 'n verandering die plantwerk. Kyk nou net hoe pragtig. En soos ek vir Carol ken, is nog lekker ook. Ja, kom, ons moet gou gaan wegsteek voor hy kom. Hy is natuurlik Willie. Dieter en Carol het seker gemaak die eiers is so groot dat geen mens dit kan miskyk nie. Blykbaar is daar eens geglo dat die geel van eiers wat op Goeie Vrydag gelê en na 100 jaar geberre word, in diamante verander. Net jammer ons sal nie daar wees om dit te kry nie. Ai, maar dit lyk daarom lekker. Dit is baie lekker, Willie. Ek hoop daar's vir my nog een hoor. Wil as jy van hierdie lekker paaseiers wil hê, so eers bietjie moet werk. Ons het weggesteek in die tuin, so miskien moet jy gaan soek. Nou ja, weg is hy. Daar. Nou wil jy daarso. Daarso agter die bossies. Nee, daar. Onder, kyk onderin. Terug daar onder. Gelukkig het Willie ten spyte van hulle tergery aan die einde van sy soek tog soete wraak gehad. Nou ja, dit is seker nou tyd dat ons aan die werk spring, né? Kyk net hierdie komkommer, ongelooflik. Hy trek al regtig bo by hierdie raamwerk en ek dink is nou tyd dat ons komkommers oes. Julle sal sien as hy so 10-15 cm lank is, voordat hy te geel raak, moet 'n ou hom afknip en dan sy reg vir die kombuis. Want sodra hy te geel raak, wys dit eintlik die komkommer is oorryp en dan het hy nie meer 'n lekker smaak nie. En dit is natuurlik baie belangrik dat ons moet elke dag seker maak dat daar geen wurm op hierdie komkommers kom nie. So ek dink 'n goeie oggendsessie is om op te staan, deur jou groentetuin te stap en elke komkommer te inspekteer vir so 'n wurm. Willie, nou as ek nou een van daai wurms op die komkommer kry, wat doen ek met hulle? Wel, jy gryp hom en jy draai hom in sy nek om. Sjoe Willie, lyk ons jy praat Carol in die kombuis in met die wurmlose komkommers. Onthou, die groente hou nie van ryp en koue nie en vrek dus in die winter. Van plant tot oestyd is ongeveer 20 weke en jy kan tot 10 komkommers van een plant kry. En onthou, hoe meer jy oes, hoe groter word jou oes. Nou ja, Dieter, dis die einde van die somer en nou is dit tyd om daardie tuintake te doen van uithaal, skoonmaak, komposhoop toe. Hierdie tamatie lyk eintlik nog goed, maar jy sal sien as ons mooi kyk, hier is die eerste tekens van roes en dan is dit baie belangrik as jy dit sien aan die einde van die somer, haal die hele plant uit, maar jy mag hom nie komposhoop toe vat nie, want sodoende gaan hierdie fungi in die komposhoop versprei en as ons dan die kompos gebruik, gaan ons ander plante besmet word deur dit. Wil jy ek sien oral op hierdie plant is die groentematies. Kan ons hulle pluk en sal hulle ook op hulle eie ryp kan word? Ja, wel hierdie wat so mooi uitgeswel is, gaan definitief nog die ding doen. As jy op 'n koel plek berg, gaan hulle verkleur en dan kan jy nog 'n paar eet. Nog iets wat jy kan doen is om die hele plant uit te trek en onderste bo op te hang op 'n droë plek. So word die laaste tamaties ook rooi en eetbaar. Maar as jou plant nog gesond is, pluk die blare om die groentematies af sodat hulle meer son kry en dus gouer ryp word. Nou ja, Dieter, hierdie spinasie gaan ons volgende skoonmaak proses vandag wees. Jy sal sien dat van hulle regtig nog mooi is, maar party van hulle is nou al hard en stokkerig en daarom het ek besluit ons haal hulle almal uit. Dit gee vir ons kans om hierdie bedding weer voor te berei vir 'n nuwe aanplanting. En hierdie spinasie is dan ook baie geskik om op ons komposhoop te sit. So ons gaan regtig hulle uittrek met wortel en al en dan aandra komposhoop toe sodat hulle daar 'n verdere doel kan gaan dien. Hoewel meerjarig, is dit die beste om soos Willie die spinasie na 1 jaar uit te haal. Dis hy mooi Willie. Daar's hy. Op die manier oes jy reuseblare sowat 10 weke nadat dit gesaai is. Jy kan net blare oes of die hele plant afsny sodat nuwe blare weer uitloop. Maar kom ons plant. Dieter, het jy geweet dat herfs of winter eintlik die ideale planttyd is, veral vir 'n boom soos hierdie wat natuurlik ons kweperboom is. Hy's bladwisselend en wat gebeur is die boom het nou tyd om te vestig in die grond en so met die aanbreek van lente gaan hy onmiddellik uit sy nate bars. En as hy nou klaar reg is voordat ons hom toegooi, gaan ek nou baie oulike waterstelsel hier installeer. Hoekom ek dit gaan doen is jy sal sien hierdie boom word op 'n helling geplant. So ons gaan baie keer kry dat die water reg deur hom hardloop en hy gaan nie genoeg water opneem nie. So ek gaan nou 'n sterk stewige pyp vat, omtrent hierdie 2-3 cm dikte en direk langs die boom insit en hom dan plaas dat die bopunt net so 5 cm bo kan die grond uitsteek. En dit gaan ons hele water gee soveel vergemaklik, want wat jy gaan doen is jy gaan die water bo by die pyp ingooi en die water gaan direk na die wortels toe. Daar waar die boom het regtig kort.
Wil jy gaan ons net hierdie een boom plant? Het jy nie 2 nodig vir kruisbestuiving om plaas te vind hè? Kyk, by die meeste of baie vrugtebome het mens 2 van 'n soort nodig vir bestuiving, maar kwepers is 'n wonderlike boom. Hy dra soveel blomme en ek dink hier is soveel bye in die omgewing dat een oorgenoeg gaan wees om dan uiteindelik vir ons mandjies vol te dra. Kwepers is natuurlik uitstekende inlêkos.